julle die woord te kom bring. Amen. Voordat ek bid, kan ek eers vir julle ietsie sê. Daar's 3 dinge wat ons staande laat bly. In 1 Korintiërs 13 vers 13 lees ons: En nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie 3, maar die grootste hiervan is liefde. Amen. As ons vandag in 'n huis was, as ons 'n huis moes gewees het, wat sal ons saam laat bly? Eerste geloof, ons fondasie. Hoop, ons dak. En liefde, die lig wat deur die venster skyn. Ons almal het geloof, hoop en liefde is oral. Ons kry dit teen die muur. Ek het gesien dat mense dit op die klere verf. Ek het dit probeer opbreek. Ek het dit probeer stukkie vir stukkie om te kyk of daai 3 sonder mekaar kan wees. Maar dit kan nie. Geloof, hoop en liefde is vat hand aan hand. Hulle loop hand aan hand. Hulle is saam. Dis soos Paulus sê, in 'n wêreld wat vol chaos, bly 3 dinge oor. Geloof, hoop en liefde. Ons Hemelse Vader, baie dankie Here dat U hierdie woord op my hart gelê het, Vader. Dankie Here dat U hierdie vir my kom oopbreek het, stuk vir stuk, Vader. Maar weer eens dit bymekaar kon sit, Vader, sodat hulle saam kan loop. Gaan saam met hierdie woord, Vader, seën hierdie woord, Vader. Laat dit op vrugbare grond vanoggend val. Ons loof en prys U kosbare naam en die volk van die Here sê, Amen. Eerste, geloof, die fondasie. Ons lees in Hebreërs 11 vers 1 tot 30, van 1 tot 6. Die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mens van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur woorde van God toeberei is, sodat dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Die geloof van Abel is beter die geloof van Abel van 'n beter offer aan God gebring het as Kain. Deur die getuienis ontvang dit dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuig het. En deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. En die geloof van Henog wat weggeneem is, hy het nie die dood gesien nie. En hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Voor sy wegneming het hy getuienis ontvang en dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, wie God is, en 'n beloner van hom en 'n beloner van hom is. As ons kyk na geloof, as ons terugkyk na geloof vat ons terug na die kruis en die opstanding. Maar kom ons kyk vandag so 'n bietjie na Noag. Noag het 130 jaar het hy aan 'n ark gebou. God het hom opdrag gegee. Noag bou vir my 'n ark. 130 jaar bou Noag aan daai ark. Daar is nie 'n dam naby nie, daar's nie 'n wolkie in die lug nie. Dis hoekom die volk hom gespot het. Dis hoekom hulle
was mal. Maar hy was nie mal nie. Hy het gedoen en geloof. Amen. Want hy het geweet dat God 'n waarmaker van sy woord is. Ja. Amen. As ons vandag in 'n baie donker kamer sit, jy kan nie jou hand voor jou gesig sien nie. En ons sit op 'n stoel. Glo ons dat daai stoel ons gaan hou. So. Dit is bietjie onmoontlik, want enigiets kan gebeur met daai stoel. Ja. Dit is hoe ons vandag in God moet vertrou. Ons weet hy's daar, maar ons moet hom vertrou. Met alles wat ons het. Amen. Waar sê God vandag vir jou? Vertrou my. Waar? In jou finansies? In jou gesondheid? Of jou kinders? Geloof sê, geloof sê, Here, ek sien dit nie. Maar God sê, ek sien dit. Amen. Geloof alleen kan 'n bietjie swaar raak. As ons nie weet waarheen ons op pad is nie. Tensy ons hoop het. Hoop is ons anker. In Romeine 15:13 sê dit, en mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig mag wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Amen. Hoop is nie, ek hoop so nie. Baie van ons sê, ons hoor dit baie. Weet, as iets gebeur, ek hoop nie so nie. Nee. Die Bybelse terme vir hoop is sekerheid. Om sekerheid te hê in God se beloftes. Amen. Hoop kyk vorentoe. Dit sê, hierdie seisoen is nie die einde nie. Geloof, as ons geloof, as geloof sê God was getrou, dan sê hoop, God sal weer getrou wees. Amen. As ons vandag op 'n boot is, dit nou die mooiste boot. Ek wil altyd op 'n boot gaan reis, maar ek is so bang vir water. Maar as ons op 'n boot is, en daar breek 'n ewige storm op die water uit. As daai boot nie vasgeanker is nie, dan gaan daai storm, daai boot die hele see volgooi. Maar as hy vasgeanker is, ja, dan gaan 'n bietjie 'n geskit hier en daar wees. Ja, dan gaan 'n bietjie water oor die dek kom. Maar as hy vasgeanker is, gaan hy nêrens heen nie. So, hou aan hoop en hou vas aan God, Amen. want hy is jou anker. Amen. As ons 'n bietjie kyk na Josef. Josef se broers het hom gehaat met 'n passie. Hulle wou van hom ontslaa raak. Hulle het hom in 'n put gegooi. Hulle het hom verkoop as 'n slaaf. Josef het in die paleis gewerk as 'n slaaf, totdat die koning se vrou gedink het dat sy gaan nou so 'n bietjie, hier is nou 'n jong mannetjie, sy gaan nou bietjie verlei. Vir 13 jaar is Josef in die tronk. Ek dink Josef het op 'n punt gekom wat hy nie geweet het wat is sy doel van sy lewe nie. Maar tog het Josef bly hoop dat God eendag 'n plan het met sy lewe. Amen. En tog het God 'n plan gehad. Want na die 13 jaar, toe kry die koning 'n droom, en daar's hy word second in charge. Hy rule alles. So God het 'n plan gehad met sy lewe. Amen. Watter droom het jy vandag begrawe? Wat se gebed is vandag vir jou dood gegaan?
Met ander woorde, daai gebed, as jy bid, dan voel dit of jy teen 'n seelie vasbyt. Hoop fluister, God is nie klaar met jou storie nie. Die duiwel is nie regtig bang vir mense wat geloof en hoop het nie. Hy is nie regtig bang vir daai mense nie. Tensy daar liefde bykom. Julle, daai ouetjie, nee, is so bang vir liefdes. Hy kan weghol. Want as liefde intree, dan hy nie 'n vaste plek nie. Amen. Hoekom? Want liefde is die grootste van hoop, 'n geloof en hoop. Hy is die grootste. In 1 Johannes 4 vers 8 sê hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Amen. Hoekom is dit die grootste? Omdat God liefde is. God wil nie net ons aanhoudend pakslaag gee nie. Hy wil nie net aanhoudend vir ons sê, jy weet ons stigtig wat. God is liefde. Want hy is baie lief vir ons, hy wil nie hê ons moet verlore gaan. Amen. Geloof sonder liefde is trots. Daai trots van, jy gesien wat het ek gedoen? Jy het gesien. Hoop sonder liefde is selfsug. Dit is daai van, ek hoop dinge gaan goed gaan met my. Nou gaan ons kyk na die barmhartige Samaritaan. Julle, daai ou, hy het nie nodig gehad om daai ou op te tel nie. Maar met liefde het hy daai man opgetel en hom verbind. Met liefde het hy daai man gevat, op die perd gesit. Met liefde het hy daai man in 'n herberg gesit. Met liefde het hy daai man vir hom betaal, sodat daar agter hom gekyk moet word. Hy het daai man van geen kant af geken nie. Hy het nie. Wie is vandag jou Samaritaan? Wie is die persoon wat jy langs die pad, wat jou langs die pad nodig het, wat jou kan optel? Wie is daai persoon? Bel hom of haar. Gaan koop vir my hom of haar 'n kospakkie op 'n lekkernytjie. En ek wil iets vertel. So rukkie terugkom ek in my kamer, maar ek was bitter ontstel. Ek was regtig baie ontstel. En een kollega vra my of ek okay is. Ek sê van ja, ek is eintlik nie okay nie, maar ek wou eintlik nou net alleen gelos word. En ek het gaan slaap, die volgende oggend vra sy vir my of ek okay is. Ek sê van ja, ek het dan geslaap so, ek voel darem alraai. Julle sê gee vir my 'n kaartjie. Weet jy nou dit gevoel, toe sy vir my 'n kaartjie gee. Dit was daai van, wow, iemand het gesien, dat ek nie lekker gevoel het nie. Dit het vir my soveel beteken, net om daai kaartjie te kry. So wie is daai persoon? Is daai persoon dalk iemand wat jy vir jammer moet sê? Liefde glo alles. Liefde bedek alles. So kom ons gaan kyk, wie kan ons vandag daar langs die pad gaan optel? Annelies het altyd lief. Sy's baie lief vir 'n lucky packet. Baie. Sy kan met die snaakste goeders in haar huis kan sy vir die mooiste lucky packet maak. So kom ons vat nou so gou 'n bietjie weer geloof ook in liefde. Geloof. Kyk terug na die kruis en die opstanding. Hoop, kyk vorentoe na die kroon. Amen. Amen. En liefde,
Liefde stap saam met ons in die strate. Ek wil julle vir die week bietjie uitdaag. Dit is so 'n uitdagingkie vir julle. Wil hê julle moet iemand kies. Nie iemand wat om jou is nie, nie iemand wat jy ken nie. Kies iemand vandag. En dan met geloof, dan bid jy vir daai persoon en vertrou God vir hulle. Hoop, bemoedig daardie persoon met 'n teksvers of 'n woord of met 'n woord. En liefde, doen iets tasbaars vir daai persoon. Dis nou soos Annelies se lucky packet of soos en Colleen se kaartjie wat my so beter laat voel het. So ek hoop julle sien nou dat geloof, hoop en liefde saamloop. Jy kan nie net geloof hê en nie liefde hoop nie. Jy kan nie liefde hê en nie geloof en hoop nie. Hulle loop saam. Paulus sê in 'n wêreld wat verander, is hierdie 3 dinge verander dit nooit nie. Geloof, hoop en liefde. Hulle stap saam. Amen.